En 'n hartlike goeiemiddag aan elkeen van julle. Julle baie welkom weer in my kombuis. Vandag maak ek vir julle twee baie vinnige en baie maklike resepte. Ek maak vir julle Molly se lekker velvet pie en my chicken mayo cheese scones. Nou julle, ek het 'n scone resep wat ek nou wel op aan die onderkant van my video vir julle gaan sit, en dan het ek lekker chicken mayo, lekker hoender wat ek met my eie mengsel wat ek maar altyd maak. Jy kan jou eie mengsel maak net waarvan jy hou. Sit jou goedjies in wat net vir jou lekker is. So wat ek gedoen het, aan die onderkant het ek al klaar reeds vir my van die skandeeg gesit, gerasperde kaas, en dan het ek van die chicken mayo vulsel het ek 'n lepel vol opgesit, dan gaan ek weer gerasperde kaas opsit, en dan kom daar weer van hierdie skandeeg mengsel van my, kom dan weer daarbo op. Ek gaan dit nou almal vul, dan gaan ek vir julle wys voor dit oontoe gaan. Ag, en jy kan 'n bietjie rooi peper kan jy oorsprinkel, of jy kan enigiets, net wat vir jou lekker is, petersilie, doen net wat jy wil. Hier is 'n verskriklike vinnige, maklike happie vir kuiergaste, as jy vinnig ietsie moet maak wat lekker is. Maar kom ek wys vir julle, wat is die volgende resep wat net so lekker en vinnig gaan werk. Vir my volgende resep, hierdie koekies is nou op 'n baie goeie prys by Westpac. Ek het hulle sommer daar gekoop, want ek het my botteltjies wat ek gebruik vir al my ingelegde vrugte en groente, is yoghurt double velvet koekies. Dit is te vries en dis vreeslik lekker. Hy het sommer so 'n lekker versiersuikertjie daar binnekant ook. Nou wat ek gedoen het, ek het hulle in kwarte gebreek. Julle sal sien, hulle is heerlik gebreek in kwarte, kyk daar. En daar is ook die Malva lekkers, ek het ook die Malva lekkers ook by hulle gekoop. So wat ek gedoen het, ek het ook die Malva lekkers kleiner gesny, die koekies gebreek, en dan het ek 'n 500 ml room geneem, 2 eiers en 4 eetlepels suiker, en ek het so 'n roomvla gemaak. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie roomvla hier oorgooi, en dan gaan ek dit laat staan vir omtrent, maak dit 10 tot 15 minute, of ons kyk tot wanneer die koekies al hierdie hele heerlike roomvla ingetrek het, en dan gaan dit oontoe vir plus minus 10 minute. Ek gaan mos nou nie lank bak nie, want alles is eintlik klaar. En sodra hy dan nou uit die oond uit gekom het, het ek weer eens 'n kompot gemaak op die stoof, heerlike berry kompot. Dit het ek sommer klaar gemaak. Sodra hy nou afgekoel het, dan gaan ek die afgekoelde kompot aan die bokant sit, en dan gaan ek lekker oliehoop met versiersuiker klits, en dit kom bo op, en daar het ek heerlike, julle ou KitKat is ook 'n wenner, as jy nie enige ander sjokolade het nie. Ek hou van KitKat, want hy het ook 'n beskuitjie in, so dit gaan ek bo oorstrooi, en jy kan ook 'n koekie daar tussenin strooi. Maar ek gaan nou intussen gou die roomvla oorgooi, en ek gaan gou my kaaskons bak, daai chicken mayo, en dan wys ek vir julle, sodra al hierdie roommengseltjie of roomvla bedryf het, dan gaan ek vir julle wys, voor ek dit in die oond sit om te gaan bak. Ek wys nou vir julle. En soos julle daar kan sien, het ek hulle almal gevul met die chicken mayo, gerasperde kaas opgesit, en dan kom die volgende dekseltjie, wat ek nou weer aan die bokant sit. Daar sien julle weer die ander gedeelte van jou scone, wat weer aan die bokant kom, en so het ek hulle almal nou gevul. Julle sal sien, die deegies gaan na mekaar toe rys, en dan gaan dit tog te lekker bak. En ek gaan 'n bietjie herbs aan die bokant sit. Dit gaan baie lekker wees. Kom ek wys vir julle, sodra dit uit die oond uit gekom het. Ek gaan dit nou bak. Nou kyk net hoe gelukkig is hierdie koekies en hierdie Malva lekkers met hierdie roomvla mengsel wat nou vir 10 minute gestaan het, lekker ingetrek het. Dit gaan nou oontoe, dit gaan bak vir 10 minute, tot dit gaar toe, eintlik basies tot die roomvla eintlik gaar gebak het. En sodra dit afgekoel het, gaan ek die kompot wat reeds afgekoel is, gaan ek dan bo op dit smeer, en dan gaan ek die oliehoop klits, met bietjie versiersuiker, en dit kom aan die bokant, en julle dan bederf ek hierdie pie of hierdie tert met die KitKat wat ek fyn gesnipper het. Ek wys vir julle sodra ek hom uit die oond uitgehaal het. Julle, kyk net hoe lekker het hierdie uitgekom. Is dit nie beautiful nie? Ek gaan hulle nou laat staan. Hulle gaan so 'n bietjie afkoel vir so 10 minute, dan het ek 'n draadrakkie wat ek hulle op gaan neersit.
gee my kansie, dan gaan ek vir julle wys sodra dit afgekoel is en ek hulle hier neergesit het en dan sal ek vir julle wys hoe lyk een van hulle as ek hom oopgebreek het. Julle kyk hoe pragtig lyk hierdie kunswerk. Dit het so pragtig uitgekom. Julle is nog besig om te stol. Kyk net daar. Sien julle? Hy's besig om te stol. Hy's nog 'n bietjie lou warm. Hy's amper gereed vir die kompat om op te sit. Sodra ek die kompat opgesit het, gaan ek die oliehoop opsit en dan gaan ek daai lieflike KitKat bo-op sprinkel met 'n paar koekies wat ek aan die bokant gaan sit. Julle, dis tog te lekker. Ek wys vir julle sodra ek dit gedoen het. Ek wil ook tog net vir julle wys hoe pragtig het hierdie chicken mayo skans van my uitgekom. Julle kyk net hierson. Julle, ek net tog vir julle noem, julle moet hom vir 10 minute laat rus. Maar wanneer hy uit die oond uit gekom het na 5 minute, vat die hoekies wat bietjie oorgebak het, druk dit na mekaar toe sodat hulle kan bind. Julle kan sien daar alles toe, nie? Sodat hulle kan bind. So julle kan hier kreefmengsel, julle kan tuna, julle kan enige mengsel, maar asseblief sorg dat julle mengsel nie waterig of loperig is nie. Dan kan julle enige ietsie inmeng, ham en kaas, enige iets kan julle hier binne meng, maar ek gaan dit net vir julle oopsny, dan kan julle kyk hoe lyk dit, maar kyk net. O julle, dis ook 'n kunswerk op sy eie. Ek wys vir julle sodra ek die kompat op hierdie lieflike velvet baai van my gesit het. Nou julle, daar het ek die kompat op die bokant gesit, is nou lekker afgekoel. En wat ek nou gaan doen is, ek gaan die oliehoop styf klits met my versiersuiker, dit kom aan die bokant, en dan sit ek my KitKat wat ek gesnipper het aan die bokant. Ek gaan nou vir julle wys, sodra dit klaar is. Maar julle moet verstaan, hy moet 'n bietjie staan en hy moet stol, en ja, dan sal ek vir julle wys hoe lyk die eindresultaat. Ag julle, kyk nou net hoe pragtig en hoe lekker. Julle, ek het die oliehoop geklits, styf geklits met die versiersuiker, en daar het ek van die koekies en ook van die KitKat bo-op gesit. Julle, ek gaan nou 'n bietjie yskas toe, laat hy bietjie lekker styf word, en dan kan ek kyk of ek vir julle 'n snytjie kan sny. Ek kan niks beloof nie, maar kom ons kyk. Intussen gaan ek gou vir julle wys hoe lieflik lyk hierdie pragtige chicken mayo cheese scones wat ek vir julle gemaak het. Nou daar sê julle, ek het hom in die helfte gesny. Kyk nou net daar, en ek het hom intussen in 'n sweet chili sousie gedoop. En ek gaan nou hierdie happie neem. Julle, dit is absoluut fantasties. Maak julle eie vulsels, wat julle wil. Ek wag intussen vir daardie tert of daardie heerlike velvet pie om te stol. Ek hoop ek kan vir julle wys hoe lyk 'n snytjie. Ek kan nie wag om van dit te proe nie. Nou julle, my tyd is nog nie eintlik gereed om hierdie tert te gesny het nie, maar kyk net hoe heerlik lyk hierdie. Julle, dis 'n ongelooflike tert. Jy kan nie glo van koekies kry jy so lekker tert nie. Julle, maak dit asseblief en julle gaan nie spyt wees nie. Nou ja, ek gaan julle groet tot 'n volgende keer, tot ons weer gesels oor 'n volgende resep. Mooi bly julle, kyk mooi na julleself. Bye bye hoor. Bye.